Bosman ons is nou hier by oom se bees en dit wat hom nou net verduidelik het van die Siementalis en die Brahmane. Hom kan miskien net vir ons verduidelik wat hoe hom dit gesê het. Siementaler, Brahman, wat hom uithaal, wat hom los. Ja, dit wat jy hier sou sien, dit is nou van Januarie af in die droogte. Kalvers wat aangekom het, swaar gekry het, die maas het swaar gekry, hulle is vroeër gespeen. En dan wat ons hier sien is sal jy nou hier staan 'n Brahman Siementaler kruising vers. Sy's nou 12 maande oud uit hierdie omstandighede uit. En dit is die Siementaler wit Brahman wat ons dan daar gebruik. Daai vers sal dan aan die einde van die dag, omdat sy min Brahman in het of toon, sal sy na 'n Simbra bil toe gaan as sy kan terughou. En die rooie wat nou agter haar kom instap, sal weer na 'n wit Brahman bil toe gaan. Ja. Om aan die einde van die dag nog steeds in 'n pool te bly van Simbra. Ja. Want Simbra is maar Brahman Siementaler kruising. Maar jy wil ook 'n halwe balans Maar hou. jy wil 'n balans hê om dan nou laat jy nie inteel nie en al daai tipe van goed. Ek vervang op my bulle vervang ek redelik op 'n gereelde basis nou soos en ek koop ook die goedkoop bulle. Ja. Ordentlik kwaliteit bulle. Kwaliteit bulle, stoetbulle uit die stoetmense uit. En dit bring die resultaat. Ja. Die gene is daar en ek meen jy soos ek net al verduidelik ook oor rondom die koeie. Die sekere koei by sekere bulle gaan vir jou aan die einde van die dag 'n resultaat gee. Enige koei kan nie net by enige bul hê. Daar moet 'n bil-koei seleksie ook plaasvind. Ja. Is daar iets wat hom ondervind het in die droogte rondom die koeie en die kalwers? Is dit beter om 'n balans te hou van die koeie, minder koeie? Wat het hom gedoen in die droogte toe dit nou droog geraak het, hom nou 400 koeie gehad en Ja, ek het oorspronklik as ek ons oorleef het deur die droogte. Ek is 'n koeikalfboer. Ek het met 350 koeie geboer. Wat beteken dat jy aan die einde van die dag 250 kalvers produseer, wat beteken dat jy te veel bees op die plaas begin kry want daai kalf moet tot op 9 maande laat loop. Ja. Jy hardloop in die droogte in omdat jy mislei word deur weervoorspellings. Want jou enigste teenvoet vir droogte sonder om groot verliese te ly is om jou swakker koeie, ouer koeie so vinnig as moontlik te verkoop teen 'n goeie prys. Ek het as gevolg van weervoorspellings het ek te lank gevat. En ek moes 'n 600 kg Simbra koei vir R7,000 verkoop. By die speenkalf. Ja. En ek het nie 'n keuse gehad want ek het eenvoudig net te lank gewag. So nou moet ek weer die kudde bou, maar ek bou die kudde dan nou uit my eie vervangingsverse wat hier nou by ons staan. Omdat ek die bees ken, hulle gesond is, ek ken hulle groeikrag en al daai tipe van goeders, ek weet waarvan af hulle kom. Want maar dit gaan my nou weer 18 maande vat voor ek produksie uit hierdie uit net so. Dit is die nagevolge van droogte hou eintlik nie op aan die einde van die dag. Ja, as die reën ophou, dan vat dit nog 9 maande, 10 Wel, dit maande, vat 18 maande vandat jy die koei gedek het tot jy die kalf kan bemark. Ja. En dan kom groot probleem waarmee ons sit is dat jou grond se grootte gaan bepaal hoeveel koeie kan jy aanhou as jy net 'n koei kalf boer is. Nou jy kan na 'n presentasie toe gaan, hier's baie ouens wat die afgelope tyd daarna kyk waar hy 'n presentasie van 30% koeie aanhou om sy eie osse te produseer. Dis somme wat jy moet gaan maak. Want jy gaan die os jy moet groot maak. En ook die tydperk. En die tydperk gaan 21 of 18 maande of so wees voor die os markgereed is met goeie omstandighede en dit is wat jy moet altyd onthou. Dit kan hierdie jaar reën soos wat dit nou gereën het en volgende jaar het ons droogte. So die boerdery as sulks moet jy is 'n ingewikkelde storie aan die einde van die dag. Jy kan nie op die stoep boer nie. Jy moet by jou bees boer, jy moet in jou kampe boer. En jy moet oplet. Ja. En jy moet jou genetika verbeter. Jy moet das ongelooflik want jy moet herleef of oorleef met dit wat jy doen. En die genetika speel ook 'n rol van beeste wat beter oorleef in sekere droogtye en Daar kom jou basterkrag maar in en dan die basterkrag ons wat speenkalf boerdery doen
moet jy op hoogte bly van wat soek die voerkrale. Die voerkrale soek nie enige beeste. En dit bepaal die prys aan die einde van die dag wat jy by die veiling is. Ja. En dan op 'n veiling is dit raak dit baie snaaks, want 'n bondkalf op sekere veilings word een kant toe gevat. Ja. As jy 'n pakkie kan saamstel wat soos 'n eenheid lyk, dis almal rooi met wit bles, gaan jy sommer R500 meer kry. Ja. So daai goed speel alles aan die einde van die dag 'n rol. Jy Nou, kan nie met 'n ranker boer wat nou heeltemal afskeep by die res van die pakkie nie, want daai een simpel beeste daar in die pakkie gaan veroorsaak dat jy op elke ding R500 verloor. Ja. So dit moet jou oog op die goed hê en jy moet op hoogte wees van wat gaan aan. Ja. Wat soek die voerkrale? Wat soek die ou wat dalk by jou wil verse koop? Dit is op die ouene maar 'n besigheid. Jy moet dit bestuur soos 'n besigheid en wat in die mark aangaan, dit moet jy op hoogte van wees en Ja, dis die nie regte maklik. tyd die regte goed probeer produseer. Ons is uitgelewer aan 'n mark wat by jou onbekend is. Die mark kan oornag verander. Of hy kan oor 6 maande verander en jou hele beplanning is daarmee heen. So ons is uitgelewer aan reën. As dit nie reën nie, dan kan ons niks doen nie. Ja. So as gevolg van daai twee aspekte moet jy jouself op hoogte bring en jy moet jou boerderypraktyk so bestuur dat jy nie in die moeilikheid kom. Want as jy dit nie reg doen nie, gaan jy jou plaas verloor. Jy gaan bankrot raak. Want jy het net soveel geld om die goed aan die lewe te hou. En jy gaan nie daai geld weer gou terugkry nie. Dit is 'n groot ander storie. Maar dis jou werk om met die oggend voor die veiling te begin. Gaan kyk waar is jou bees. Gaan kyk wat is die nommer op jou bees se rug. En dan gaan jy na die eienaar van die krale toe en jy sê vir hom, luister, haal vir my daai tollies uit. Moet dit nie saam met my verse sit nie. Maar ons probleem is, as jy in Grootfontein se veiling werk dit so, in Hoogveld se veiling werk dit so, in Okanja se veiling werk dit so. Ja. So, dis ook goed wat jy moet op hoogte van wees. Party ouens ry hulle bees windhoek toe. Ja. Want dit werk anders te daar en jy kry heel moontlik groter geld. Maar daai seleksie vir die dag van die veiling, van wie is waar, watter groep sit jy bymekaar? Ons het 'n skaal. Die regte metode is weeg jou bees voor jy op veiling toe vat, weeg die speenkalvers en sit die gewiggetal bymekaar. Merk hom op die plaas klaar. So as hy afklim by die veilingskraal, het daai nie ou nie nodig om my bees te sorteer nie. Jy sorteer hulle self. Ek sorteer hulle op die plaas self. En as ek dan 'n fout maak, is dit nie sy skuld nie. As hy 'n fout maak, is dit my skuld. Ja, dit speel alles 'n rol met die prys wat jy kry en wat jy wil hê op die einde van die dag. Ja, wel jy wil die maksimum. Maar jy kan net die maksimum kry as jy kwaliteit lewer. Dis een ding wat ou nie kan wegkom. As jy nie kwaliteit lewer nie, kan jy nie 'n goeie prys Dis nou of jy 'n beeslag en of jy nou beesveiling toe vat, die kwaliteit moet reg wees. Die kwaliteit moet reg wees. En dan is dit ook belangrik is dat jou spuitprogramme in goed reg is en wat jy hoe jy jou bees in die borsvleise, ek het by my gesien as die borsvleise daarop is, dan sukkel die bees byvoorbeeld om gewig op te tel. Nou party voerkrale gaan jou bees ook wegwys. Ja. En dit is weer wat ek net nou gesê het is die hantering. Ek hanteer my diere so min as moontlik. Met ander woorde, ons het moes die diere hanteer as gevolg van die knoppiesveld wat ons moes gespuit het. So in daai selfde tydperk het ek hom sommer gedelete all. Ja. Want nou hoef ek dit nie oor 'n maand die bees weer bymekaar te maak. So ek het die oomblik wat die bees by my by die huis kom by die krale, dan doen ek wat ek kan doen. En nou werk jy een keer in plek. Jy werk die bees een keer, want ek moet die bees van hier af moet ek hulle 5 km aanjaag huis toe. Ja. Daar moet hy vir 'n dag en 'n half loop staan, want jy kry nie almal bymekaar. Dat help jy werk die een en daai een en môre daai een. Dit kan nie so werk nie want jy gaan 'n klomp mis. Ja. So doen dit wat jy kan doen dit die dag wat die bees daar is. Daar's nie maande en tye vir wanneer moet ek nou bosluise afhaal en wanneer moet ek dit doen. Sorg dat jou bees deur die tyd skoon is. Jy sal nie een bees hier met 'n bosluis sien. Glad. Is klaar reg behandel en reg. Is klaar.